Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagooggend en baie dankie dat ek die voorreg het om met julle 'n stukkie sielskos te kan deel vandag. Ons is baie keer so geneig om te vra vir gebed, dat ons, veral by ons geestelike leiers, vra ons vir gebed. Ons het gebed nodig. Maar het jy geweet, my broer en susse, hulle het net soveel gebed nodig? Ja, en hoekom is dit so? Al het ons hierdie idee van 'n dominee of 'n pastoor, dat hulle is sterk, hulle bring die woord, so hulle het nie nodig om voorgebid te word nie. Dis 'n baie verkeerde siening, want op die ou einde van die dag is hulle ook net mense. Hulle bly ook net mens, en hulle maak ook foute. Ons wonder baie keer, maak hulle foute, as ons hulle so op die platform sien preek met soveel vrymoedigheid en soveel selfvertroue, dan wonder jy maar, kan hulle ook foute maak? Maar tog, hulle is ook net mens, en hulle maak ook foute. En dis hoekom Paulus gesê het in Kolossense 4 vers 3, bid ook tegelyk vir ons, sodat die deur oopgemaak kan word, wat ons moet spreek, om so die verborgenheid van Christus te verkondig. So wat sê dit? Dat elke prediker, pastoor, dominee, elke uitgeroepte en uitverkorende om 'n platform te kan hê, het ook gebed nodig, my broer en susse. Hulle lyk miskien vir ons sterk, maar hier diep binne, dink ek dra hulle baie swaar. En waar Paulus sê, dat hier waar ek in boeye is, ons weet, Paulus het baie van sy briewe geskryf, toe hy in die tronk was. Maar ek is seker, baie van die predikers voel, hulle is in boeye. Hoekom? Want daar is so 'n identiteit wat hulle moet voorhou. En nou bedoel ek nie dat hulle maskers dra nie. Ek bedoel, hulle moet so pas op wat hulle sê en hoe hulle iets sê, want die wêreld is so vinnig om te kruisig. Hoor hoe maak daai dominee, hoor hoe praat daai pastoor. So dit is een ding wat ook vir hulle baie swaar is. Want tog, elke een van ons, eintlik nie net predikers en uitverkorendes nie, maar elke een van ons moet tog ons waardigheid wys in Christus. En wat is dit? Om te leef volgens Christus, om na te strewe wat Christus vir ons gelos het. En dis hoekom dit so belangrik is, dat dit nie net ons is wat gebed nodig het nie, maar ook ons geestelike leiers. Ek dink nie ons besef altyd, wat doen hulle, en wat alles agter die skerms aangaan nie. Hoeveel dae is daar ook wat hulle huil, want hulle weet nie, hoe gaan hulle hierdie dag deurmaak nie. Baie van hulle het ook uitdagings, ook laste. En ek dink nie ons sal dit besef nie, want hoekom? Want hulle wil juist sterk wees vir ons. Ek meen, as ons lees in die briewe van Paulus, hy het nie daar so gepraat dat almal hom moet jammer kry nie. Maar ek is seker, diep binne hom, hy was stikkend, want hoekom? Hy is in die tronk. En hoekom is hy in die tronk? Omdat hy die evangelie verkondig het. So my broer en susse, ek dink ons moet regtig 'n punt daarvan maak, om ons geestelike leiers ook op te dra aan die Here, dat hulle ook elke dag die krag sal hê om die woord te verkondig, om soveel siele te wen vir die koninkryk, om 'n standaard te handhaaf. Dis uiters belangrik. En ons kan net vir God dankie sê. Dankie dat daar uitgekiestes is wat die evangelie verkondig en wat op die platform is, ten spyte van ook al die uitdagings wat hulle het, wil hulle nog steeds 'n instrument in die hande van God wees. Of wat sê ek? Amen? Amen. Kom ek bid vir ons. Vader, ek wil baie dankie sê, dat U in ons lewens vir ons geestelike leiers plaas. Dankie, liewe Vader, dat ons weet, hulle het ook hulle uitdagings, hulle het ook hulle bekommernisse. Laat ons 'n punt daarvan maak, om ook vir ons geestelike leiers te bid, vir krag en vir wysheid en vir insig, innerlike versterking, beskerming, asseblief Here. Dankie, baie dankie, dat ons vir mekaar kan bid, dat dit nie net geestelike leiers is wat vir ons bid nie, maar dat ons vir hulle kan bid. Dankie Here, in Jesus Christus naam. Amen en amen. My broer en susse, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself, en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.